Ons thema vanmôre is die verskillende aspekte van vergifnis en die noodsaaklikheid daarvan. En ek wil hê, jy moet saam met my lees, Matteus 26, vers 28. En hy sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Nou, jy kry 3 verskillende tipe, of kom ek sê jy dat ons gaan vanmôre gesels, oor 3 verskillende tipe vergifnisse. Nou, die eerste vergifnis is natuurlik wanneer jy tot God bid en vir God vra vir vergifnis, vir wat ook al jy verkeerd gedoen het. En ek wil daarmee saam sê, kerk, onthou een ding, ons kan vir mekaar enige iets wegsteek in die lewe. Jy kan vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, maak nie saak, daar is soveel maniere wat ons, alles wat onsedelik is, as ek dit so kan doen, of onbybels is, of nie in lyn is met God se woord nie, kan ons vir mekaar wegsteek. Stem jy saam met my? Maar as daar vir een persoon is, vir wie jy absoluut niks kan wegsteek nie, is dit God die Vader. Die Here kyk en hy sien alles raak. En ek wil nie vanmôre vir u nie vertel dat jy nou moet skuldgevoel kry, omdat mense, dit is eintlik die regte ding. Wanneer jy hierdie skuldgevoel begin kry, moet jy weet as die Heilige Gees met jou praat vanmôre. En ons gaan vanmôre kyk na 'n goddelike vergifnis, en dan natuurlik die vergifnis, wil ek net vinnig oor raak, is wanneer ek voel ek het iemand anders te nagekom, wanneer iemand anders my te nagekom het, en dan natuurlik die belangrikste wat ons die meeste nalaat, is hierdie innerlike vergifnis. En ons gaan 'n bietjie kyk na dit, en ek seker, dit gaan baie van ons help vanmôre. En ons moet verstaan dat vergifnis is een van die mees bevrydende dinge wat ons as mens seker kan beleef. Maar is ook een van die mees misverstane aspekte waarmee ons kan deel. Die tipes vergifnis waarna ek wil verwys vanmôre, soos ek reeds gesê het, goddelike vergifnis, die vergifnis waarmee ek vergewe, die vergifnis waarmee ek iemand anders vergifnis vra, en dan die een wat ons die meeste van die tyd nie aandink nie, is selfvergifnis. Nou kom ons kyk eers, daar's 3 leuns oor vergifnis wat ons as kinders van God verder gevange hou in verband met vergifnis. Leuen nommer 1 is as ek dink vergifnis is slegs om iemand vry te spreek. Baie mense glo dat om iemand te vergewe beteken dat jy hulle dade moet goedkeur of om hulle vry te spreek van enige skuld. Wat beteken hierdie woordjie vergifnis dan vir ons? As ons kyk na die term vergifnis, is dit ook natuurlik belangrik om te verstaan wat vergifnis nie is nie. En ek het so 'n paar voorbeelde daarvan hier. Vergifnis is nie om voor te gee dat daar nie iets slegs gebeur het met jou. Of om voor te gee dat jy nie seer gekry het in die proses. Vergifnis is nie om verskoning te maak vir iemand anders se foute nie, oortredings of dalk hulle swak gedrag nie. Vergifnis beteken ook nie dat alle negatiewe gevolge wonderbaarlik uitgekanselleer word daardeur. Vergifnis gaan eerder daaroor dat jy jouself losmaak van boeye en ook die binding van wat daardie persoon of persone aan jou gedoen het. Met ander woorde, wanneer ons kies om te vergewe, bevry ons nie net die persoon vir wie ons vergewe nie, maar ek bevry myself. Dit is eintlik onsself van die wrok en die pyn wat ons gebruik om aan vas te hou. Dit is 'n daad van selfbehoud en geestelike gesondheid. Deur te vergewe beteken ons neem beheer oor ons eie emosies en laat ons onsself toe om weer vorentoe te kan beweeg. Nou, kerk van die Here, voordat ek verder gaan, ons kan ook vanmôre hier sit en ons kan sê, ek het geen onvergewensgesindheid in my hart. Is dit werklik so? Of is daar maar nog daai ietsie wat jy teen ou Piet, ou Sam of ou Gert het daar by die werk, wat al 10 jaar terug gebeur het? Weet jy, kom ons wees eerlik vanmôre. Hier waar ek staan vanmôre is ek al bitter baie te nagekom in my lewe. Deur mense wat jy werklik waar in jou hart vertrou het. Dan praat ek van kinders van God.
wat vir jou vertel, ek is 'n kind van die Here. Maar het ons die reg om enige iets teen hierdie tipe van mense te hou? Nee. Want wie is ons om te oordeel? Wie is ons om dan nie te vergewe? Te vergeet en te vergewe, en dan kry jy die ou wat sê, man, ek sal vergewe, maar vergeet. Nee, broer. Ek sal altyd onthou wat jy aan my gedoen het. Het jy dan werklik vergewe? As jy so praat, nee, jy het nie. Dit kan natuurlijk slegs gebeur as jy werklik vergewe. Om te sê ek het jou vergewe, en met elke nou en dan weer op te bring, beteken jy het nie vergewe. Soos as jou vrou vir jou sê, ek het jou vergewe oor wat jy gesê het, daai dag daar beloftes tussen die blauwbulle en die leeu's toe hulle Kerry Cap final gehad het. Ek het jou vergewe oor wat jy daai dag vir my gesê het. Maar sy onthou die dag, die datum, die tyd, selfs wat die kaartjies gekos het daai dag. Nee? Het jy dan vergewe? Het jy my werklik vergewe? Nee, jy het nie. Want jy berg het hierso. Want een dag, dan gaan ek het weer kan gebruik. Nee, haal ek maar weer hy sweep uit. Dan sê ek, onthou jy daai dag? Ja, dit is vergeet en vergewe. Leer nommer 2 is vergeet en vergewe. Dis 'n frase wat dikwels saamgegooi word. Maar is onrealisties om te verwag dat iemand sommer net moet of kan vergeet van die slegte dinge of die slegste herinneringe van die dinge wat hulle bitter seer gemaak het in die lewe. En hulle vergeet. Vergifnis beteken nie dat die herinnering van 'n gebeurtenis sommer net so uit jou gedagtes uitgevee kan word. Maar vergifnis is noodsaaklik. Ons sal hierdie dinge verseker onthou, maar as ons kies om nie langer die las daarvan te dra, of toe te laat dat hierdie dinge ons terughou in die lewe, is ons op die regte pad. Met ander woorde, dit neem nie beheer oor my keuses of my lewe meer nie. As jy miskien vanmôre hier sit en jy sê jy het 'n slegte verhouding gehad in jou lewe, en baie van ons is al daar leer. Dit maak nie saak of jy misbruik, mishandel of vermors is nie. Moenie dink, dit sal weer met jou gebeur. Moenie vashou aan daai stukkie verlede. Want weet wat gebeur? Omdat jy bang is, jy gaan weer deur dieselfde ou riviertjie swem. Belemmer jy eintlik jou eie toekoms, of dit wat die Here vir jou bestoor. Jy weet vanmôre, die Here wil net die beste vir ons hê. Dit is die God wat ons aanbid. Leer nommer 3, vergifnis is eenmalig. As jy vir jouself sê om te vergewe is sommer net 'n once-off, dat dit nie stuur vir my. Baie mense dink dat dit is 'n eenmalige gebeurtenis, maar in werklikheid is dit dikwels 'n lang proses. Vergifnis kan tyd neem, en dit kan beteken dat ons keer op keer weer moet kies om te vergewe en te laat gaan. Soos die Engelse sê, time heals. Soms kom die pyn weer terug, en dan moet ons weer besluit om te vergewe. Deur voortdurend te werk aan vergifnis, verlos ons onsself natuurlik van die vernietigende krag van 'n wrok. En net Jesus kan ons help. Net Jesus kan ons help om al hierdie seer wat ek gehad het in my lewe te kan vergewe. Ek het vergewe en dit sal nie hou vas op my lewe. Nou wat sê die Bybel oor vergifnis? Die Bybel leer dat vergifnis 'n sentrale en fundamentele aspek van die Christelike geloof is. En hier is 'n paar belangrike punte oor vergifnis volgens die Bybel. En dit nommer 1 is die goddelike vergifnis. God se vergifnis van menslike sonde. Die Bybel beklemtoon dat God gewillig is om sondes te vergewe, as mense hulle sondes bely en hulle tot God bekeer. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Luister mooi wat sê die woord, van alle ongeregtigheid te reinig.
En Jesus se dood aan die kruis word gesien as die hoogste daad van vergifnis wat God ooit aan die mens kon skenk. Met ander woorde, sy offer maak dit moontlik vir mense om vergifnis te ontvang. Sonder hierdie offer van Jesus sou daar geen vryspraak van sonde gewees het. Daar sou geen vergifnis kon wees sonder die bloed van Jesus nie. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En dan kom ons by die menslike vergifnis. En jy moet verstaan vanmôre dat die menslike vergifnis is 'n opdrag van die Here. God gee aan ons die opdrag om te vergewe. Christene kry die opdrag om ander te vergewe net soos wat God hulle vergewe. Met ander woorde, God verwag van ons om mekaar te vergewe, ongeag wat daardie persoon aan jou gedoen het, ja. Daar's nie sekere goed wat God sê jy moet vergewe en ander moet jy aan vashou nie. Hy praat van alles. Het die Here sekere van jou sondes vergewe en ander gebank? Nee. Alles op homself. Matteus 6 vers 14 en 15 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, hoor mooi, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, sê die woord, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe. En kom ons wees eerlik met mekaar vanmôre. Hierdie is 'n bittergevaarlike plek om te wees. Jy wil nie op 'n plek kom in jou lewe wat jy weet, want ek kan vanmôre vir u sê, daar sê die woord vir ons. Die woord sê, as ek nie bereid is om iemand te vergewe, en dit maak nie saak wat daai persoon aan jou gedoen het. As ek nie bereid is om daai persoon te vergewe, kan ek nie vanaand op my knieë gaan en vra, Here, vergewe my sondes. Wat beteken dit? Kom ons skep vir onsself daai prentjie vanmôre. Met ander woorde, 20 jaar terug het iemand iets verskrikliks aan jou gedoen. En jy hou nog steeds vas aan dit. Jy het nog nie vergewe. Guess what? Vir 20 jaar is al die sondes wat jy gedoen het, opgebou en opgepaai. Jy is nog nie vergewe daarvan. Hoekom? Want die woord sê vir jou, as jy nie vergewe, gaan my Vader jou ook nie vergewe. Dink bietjie daaraan. Dis skrikwekkend om te dink dat ek sit met 20 jaar se sonde, wat ek saam met my sleep, wat God my nie vergewe het nie. Ek kan in die kerk sit, kerk van die Here, Sondag in en Sondag uit. As ek nie daai vergifnis het nie, beteken dit vir my seer. Want as die Here nou afkom, is al daai sonde nog steeds vergewe. Dis die belangrikheid daarvan. En dis wat ons moet verstaan vanmôre, want dis tog wat die woord vir ons sê. Hier sê hy dit vir ons. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe. Dis wat God van jou verwag. Dis 'n opdrag wat God aan ons gegee het. Die woord is baie duidelik. En jy kan onthou dat een van Jesus se disippels vir hom gevra het, Here, maar hoeveel keer moet ek my broer dan vergewe? 7 maal? Here het vir hom gesê 70 maal 7 maal. Dis wat God vir jou sê. En kom ons wees eerlik vanmôre, kan ek net in die helfte van hierdie boek kom plaai? Nee. Dis alles of dis niks. En daarom is dit belangrik dat ons kan nie, jy kan nie hier uithaal en insit soos wat jy wil nie, kerk. Soos wat dit jou pas nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis ja en dis amen. Die derde punt is vergifnis en verhoudings. Vergifnis is noodsaaklik vir die herstel van verhoudings tussen mense. Of dit nou tussen man en vrou, familie en vriende of dalk werkskollegas is. Vergifnis is belangrik. Veral as jy getroud is.
Het julle 'n goeie amen gemis? Hoe belangrik is vergifnis as jy saam met jou vrou in die huis bly? Of saam met jou man in die huis bly, want waaragtig partymal dan wonder jy, né? Okay, prys die Here, kom ons los dit net daar. Kolossense 3 vers 13. Verdra mekaar, sê die woord van God, en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Vergewe net soos die Here julle vergewe. Ware vergifnis kom uit die hart, wanneer liefde gemotiveer is. En wanneer ons in Christus is en hy in ons, behoort ons hart daai liefde te dra wat Christus in sy hart gedaan het. Sonder om na te dink aan wat 'n ander aan jou gedoen het in die verlede. En dit agter jou te sit en seker te maak, dit het geen houvas in jou lewe nie. En nou wil ek vir julle sê, ons kan ure sit en gesels oor dinge van die verlede en wat al skeef geloop het en wat Piet aan jou gedoen het en ag, dit maak nou nie saak nie. Maar om daaroor te praat beteken nie jy het nie onvergewensgesindheid nie. As jy vergewe het, nou gaan ek vir jou 'n verhaal vertel. Ek het vir 'n maatskappy gewerk. Ek gaan nou nie die maatskappy se naam noem nie, ek gaan ook nie die eienaar se naam noem nie, maar ek en hy kom baie jare, ons het baie jare saamgekom, 'n lang pad gestap. En nie net 'n werksverhouding gehad nie, ons het 'n vriendskapsverhouding gehad. Hy het partymal na my toe gekom en vir my gevra, jy weet, gee my raad met my vrou. En nou sê ek nie sy vrou was 'n heks nie. Jy weet, maar dit maak nou nie saak wat dit was nie. Dat ek met hom gepraat daaroor, jy weet, dat ek hom geïnspireer en hom gesê, weet jy wat, wanneer laas het jy hierdie of daai? Weet so, ons was so 'n bietjie nader as net werkskollegas gewees. Alhoewel hy nou die eienaar van die maatskappy, hy het 'n maatskappy begin en ek het vir hom gaan werk. Maar lang storie kort, ek het my alles gegee. Dit is so ek nog al die jare was vir die maatskappy vir wie ek gewerk het, was ek baie lojaal en ek het altyd die verdere myl gestap. En die dag toe ek en hy 'n koppe stamp en ek besluit dis nou klaar. Jy weet, ek gaan nie meer verder vir hom werk nie. Toe draai hierdie man om. En hy beswaarder my naam. Iets vreeslik. Die plekke by wie ek gaan werk soek het hy tot laat weet dat hy 'n hofsaak teen my, ek het van sy masjiene gesteel, en ek het hierdie gedoen. 'n Kerk, ek het in my lewe nog nooit nodig gehad om iemand enigiets te steel. Maar gelukkig ken jy jou hart, jy weet wat jy reg gedoen het en wat jy verkeerd gedoen het. En ek het absoluut niks verkeerd gedoen nie. Ek het nogal sy maatskappy bakkie laat wellei, ek het sy rekenaar en sy sak alles op die sitplek, so ek het tot die petrolkaart vir die ou sekuriteit oukie by die hek gegee die dag toe sy vloertuig gaan teruggee. Ek het geen skade berokken. Inteendeel het ek gehelp bou aan sy maatskappy tot waar hy op daai stadium was. Maar dit daar gelaat, weet jy, ek kom met hierdie en ek begin hierdie wrok in my hart kry. Want om die kersie op die koek te sit, en die fynere strif van die kontrak wat ek en hy gehad het, was daar een of ander retention allowance, wat sê dat hy kan dit alles terug eis van my af. Langs door die kort, my seun was nog op skool gewees, en ek gaan haal om die middag, en ons kom so ingery daar by ons kompleks, en ek kyk so, en ek sê vir die vrou, maar staan daai trokkie op my driveway. Dus die balie besig om my hele huis leeg te dra. En ek storm daar uit en ek is boos. En toe ek uit die voertuig uitspring, toe sê die ou wat die deur oopgemaak het, hy gooi nogal sy hande in die lug, hy sê wat ek leer is, asseblief nie my betlei, ek doen maar net my werk. Toe hy my gaan aangee by die balie, vir 'n X-bedrag geld wat ek hom skuld. En hulle dra my hele huis toe. My hele huis. Nou kan jy verstaan met wat se wrok ek hier in my hart toe nou worstel. Terwyl ek steeds 'n kind van God is. En ek bid tot die Here en ek sê, Here, help my, dat ek my besigheid kan begin, dat ek alles weer kan regkry wat verkeerd gegaan het en skeef geloop het. En lang storie kort, en vir 6 maande kry ons nie 'n deurbraak nie. Dis aanslag na aanslag na aanslag. Ons het op 'n stadium nie eens meer 'n kar op ons naam gehad.
Ons het so 'n 650 KLR Kawasaki gehad en as ons tot Spar toe ry, dan klim ek en mamma op daai skooter. Dan boer ons kafee toe, maar weet jy wat, ek het vrede in my hart gehad. Maar wat ek vir julle wil sê vanmôre is, ek kry een aanslag na die ander en ek kry net nie my deurbraak nie. Tot een dag toe sê die Here vir my, release. Release. En daai dag, toe gaan ek op my knie en ek begin vir daai man te bid. En sy het haar oë oopgemaak onder gebed en haar oë so gereg, want hoe bid ek nou vir hierdie ou wat my so te nagekom het, en ek begin bid en ek sê, Here, ek vergeef hom. Ek wil vanmôre vir u sê, kerk, die oomblik toe ek daai man vergewe, daai selfde week, die donderdag, toe bel die my te sê vir my, jou wendernommer is 492 uit. Vergifnis. Net omdat ek het vergewe het. Dit maak nie saak wat iemand aan jou gedoen het nie. Die oomblik wat jy daai tree gee en besef, weet jy wat, let go. Release daai persoon, bid vir hom, en ek het vir sy besigheid gebid, ek het vir sy familie gebid, ek het vir hom gebid, en net daarna kom die Here en hy sê, okay, nou gaan ek vir jou besigheid. Plek seker het lank al gedoen. Maar omdat hierdie dinge met 'n mens gebeur, loop jy met hierdie menslike wrok in jou hart en jy voel, yes, as ek hierdie ou in die pad kry, gaan ek vir hom omloop. Want dis mos die gedagte wat ons as manne het. Die man, jy moet dat ek vir jou in die straat kry, boetie. Ek gaan vir jou omry. Maar in elk geval, en dan sê die Here los, ek is die een wat die oordeel sal doen, nie jy. Al wat jy moet doen is vergewe. En tog lees ons die woord, ons verstaan die woord, maar dan kom die vyand en hy help jou tog maar net weer terug in daai menslike wêreldse beginsels van gedagtes om daai dinge te doen en alles op jou eie te probeer doen. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê, die liefde hou nie boek van die kwaad. Hoe mooi is dit? Met ander woorde, as jy werklik liefde in jou hart het, sal jy nie boek hou van die kwaad nie. Vergifnis deur gebed. Jesus leer sy disippels hoe om te bid. En ons kan hierdie modelgebed leer in die boek van Matteus. En hierdie gebed, die Onse Vader, sluit 'n oproep in tot vergifnis waarin hy sê, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Daar kan vergifnis ook as 'n getuienis gebruik word. Deur die ander weergawe getuig Christene van God se genade en vergifnis aan die wêreld. Dis presies wat ek nou gedoen het. Ek het 'n getuienis gelewer van wat met my gebeur het die oomblik toe ek vergifnis toegespreek het en iemand vrygespreek het. In Johannes 13 vers 34 en 35 sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar. Met ander woorde, die liefde wat ons aan mekaar betoon, dra vergifnis en dit dra die getuienis dat ons wel Jesus se nuwe gebod gehoorsaam en daardeur almal weet ons is Jesus se disippels. Die woord leer ons ook dat vergifnis beide 'n goddelike geskenk is wat ons ontvang het, as ook 'n opdrag is wat ons moet navolg in ons verhoudings met ons medemens. Maar dis waar vergifnis vir die meeste mense stop. Is daar. Dit stop hier waar ek nou weet, ek het 'n broer, 'n suster, vriend of vyand, of wie ook al vergewe vir dit wat hy aan my gedoen het. Ek het hom vrygespreek en ook vir hom laat weet dat ek hom vergewe het. En dan natuurlik om vergifnis te vra vir iemand teenoor wie jy dalk verkeerd gedoen het. Dalk te nagekom het of teenoor hom of haar gesondig. Maar die vergifnis wat ons as mens so gemaklik nalat, is natuurlik die innerlike vergifnis. Dit is om jouself ook te vergewe. Het jy geweet dat jy jouself ook moet vergewe? Het jy geweet dat dit nie net noodsaaklik is dat ek by God vergifnis vra oor dinge wat ek verkeerd gedoen het in die lewe nie. Kom ons wees eerlik vanmôre, hier is niemand in hierdie wêreld wat kan sê ek het nog nooit skeef gedraai.
Party van ons meer as ander. En ek het al keer gesê, kerk, ek het destyds vir die Here vir my die woord, wel, ek het al baie jare terug, het ek profetiese woord gekry, dat ek in die bediening moet ingaan, maar ek het altyd gesê, nee, Here, ek is 'n myner, wat doen ek nou van bediening aan? Die Here het al nader met my gepraat, en die meer die Here met my praat, en deel oor die ding, meer sê ek vir die Here, maar hoe kan ek die regte kandidaat wees? Soveel mense wat my ken, en ek was so Robberjack gewees op my tyd. Ek was 'n mislike mens gewees op 'n stadium van my lewe, maar dankie Here, ek staan voor U as verander deur 'n lewende God. En die Here kan ons verander, prys die Here. En die vyand het gesê, ja, maar wat is daai ou of daai ou sien? Jy's nou nie beskikbaar in die bediening, wat gaan hulle sê? En hulle het gesê, jy is nie daar vir die mense. Dis daarom dat ek jou daar wil. Dis 'n rede hoekom ek jou daar wil hê, sodat jy as 'n getuienis voor God kan staan, as 'n veranderde, as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En dit is die belangrikste van dit alles. En dit is hoekom die Here ons gebruik. Moenie dink, jy is nie goed genoeg nie, of jy te veel foute of te veel sonde nie. Maar weet jy wat, kerk, as jy vanmôre hier sit en sê, okay, ek het nou aan God my sondes bely, God het my vergewe, ons weet hy vergewe ons vir ons sondes as ons werklik bely. Ek het aan my vrou vir argumentsonderhoude gesê, ek is jammer oor die en daai wat ek verkeerd gedoen het, vergewe my asseblief, sy het my vergewe, en ek dink dis nou waar dit stop. Maar het ek hierdie ouetjie al vergeef, vir dit wat ek gedoen het in die lewe, vir dit wat ek aan ander gedoen het in die lewe, het ek hierdie ouetjie al vergewe. En as jy dit nog nie gedoen het in die kerk, loop jy steeds met onvergewensgesindheid op. En dan nie dink jy het die onvergewensgesindheid. En dis wat ek wil hê, ons moet kyk na vanmôre. Dis iets waarop ek wil inzoom vanmôre, want dis iets wat ek dink bitter min mense aan dink. En dit is om vir hulle self te vergewe. En nou vra jy jouself, maar hoe vergewe ek myself? Ek is dan die een wat die daad gepleeg het. Ek het dan nou klaar vergifnis gevra aan die persone wat ek te nagekom. Kerk van die Here, kan ek vanmôre vir u sê, en as jy met enige van hierdie tipes onvergewensgesindheid sit, maak jy die deur oop vir die vyand. Onvergewensgesindheid, het sy dit vir jouself, op jouself is, wat jy nog nie vergewe het nie, en of het iemand anders is, jy maak die deur oop vir die vyand. Dis iets wat jou van binne af dodelik siek kan maak. Dis hierdie tipe van ding wat die Satan gebruik om jou liggaamlik en geestelik aan te val. Wie is jy as mens toch om rond te loop met onvergewensgesindheid, terwyl jy daagliks met God bid vir vergifnis van jou eie sonde. Maar jy kan nie die wat teen jou gesondig het vergewe. Ons is gemaklik om hier te sit vanmôre en te kan sê, maar ek het niks teen niemand in my lewe nie. Ek het almal en alles vergewe al, so met die jare, maar het jy jouself al vergewe. Hier is die een aspek van vergifnis wat ons as mens geneig is om na te laat of heeltemal te vergeef. Dalk het jy nooit gedink dat dit werklik nodig is nie. Dalk nooit gedink dat jy jouself moet vergewe. Ek kan vir u sê vanmôre, as jy jouself nog nie vergewe, is dit nou die regte tyd. Nou wil ek graag vir u 'n ander perspektief gee. Ek wil hê jy moet kyk na vergifnis teenoor jouself. Dink 'n bietjie hieraan. As ons versuim om onsself van ons vorige foute te vergewe, is dit net so goed as om te sê dat die werk van die kruis en die gestorte bloed van Jesus Christus in ons lewens vir my niks beteken. Dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie daaraan. Jesus Christus, die by die lof. Die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het. Die dag toe Jesus uitgeroep het,
tetelestai, wat beteken dit is volbring, beteken dit met al jou sondes op homself geneem. Daar is nie 'n nuwe sonde nie. Daar is nie 'n nuwe sonde. Sonde is sonde. Jesus by die loop. En as ek vanmôre hier kan sê, maar ek kan myself steeds nie vergewe vir dit wat ek aan hierdie of van daardie persoon gedoen het, dan sê ek eintlik dat die prys wat Jesus Christus betaal niks beteken. Dis outrageous om even so statement te maak, om even net te dink daaraan, om te kan sê dat wat beteken die bloed van Jesus? Dit beteken Jesus het dit waarvoor jy jouself op hierdie oomblik steeds verantwoordelik voel oor dinge wat van die verlede gebeur het. Al het jy daai persoon reeds vergifnis gevra, hier binne, as jy jouself nog nie vergewe het, beteken dit. Partymal sê jy hoor mense sê dat ek kan myself nooit vergewe, of ek sal myself nooit kan vergewe vir dit wat ek aan jou gedoen het. Jesus by die op. Die Here het reeds daarvoor betaal. Vir hierdie onvergewensgesindheid wat in jou hart mee rondloop, die Here het reeds daarvoor betaal. Deur sy kosbare bloed. Wanneer God se woord vir ons sê dat ons skoon gewas is met die bloed van Christus en ons sondes verwyder word deur versoening werk van Jesus vir ons gedoen het, maar steeds hou ons aan om onsself te skop en daagliks te kruisig vir die foute wat ons in die verlede gemaak het. Dan sê ons basis, ek gee nie op oor wat die bloed van Jesus gedoen het. Ek haat myself steeds oor die dinge van my verlede. Dit is verbuisterend om so iets te dink. Dit is wat werklik gebeur as ons weier om onsself of ander te vergewe. As jy jouself nie as 'n nuwe skepsel in Christus kan sien, dan het jy 'n ernstige probleem vanmôre. Jy sal sonder twyfel verhinder, teruggehou word om vrylik en met selfvertroue jou lewe te kan uitleef. Wie werklik in Christus Jesus is. Jy sal huiwerig wees en onwaardig voel om jou hemelse Vader te nader, omdat jy voel jy's 'n mislukking en jy is dit nie waardig. Dis hoekom dit noodsaaklik is vir jou om gereinig te word van die dooie werke of jou foute wat jy in die verlede gemaak het en jouself daarvoor te kan vergeet. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. As jy jouself nie vergewe het, sal dit baie vinnig oogklap oor jou geestelike sig of aansien plaas, en dit sal veroorsaak dat jy dinge sien deur die oë van skuld, skaamte en veroordeling. Dit sal jou geloof verwoes en veroorsaak dat jy geestelik blind sal word. Hier Petrus 1 vers 9 sê, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is blind en kortsigtig, en in die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Reiniging van vorige sondes. Met ander woorde, ons is gereinig van al ons sondes. Die volgende vers word ons aangesê om mekaar te vergewe. Maar jy moet verstaan dat die grondwoord van die frase mekaar eintlik jouself insluit, want die Griekse stamwoord heutaal verwys nie net na ander nie, maar ook na onsself of na jouself. Onvergewensgesindheid is 'n bekende deur wat geopen word vir pyniging deur demoniese magte. Matteus 18 vers 23 tot 35 vertel ons hoe die onvergewensgesinde persoon oorgeplaas word in die hande van pyniging
wat pyniging van geeste is. As ons onvergewensgesindheid teenoor onsself het, maak ons daardeur ook vir die magte om teen ons te kom. Want ons aanvaar nie regtig die werk van Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Dit is net nog 'n sleutel tot die demoniese magte. Dis bitter. Wanneer ons bitter word in onsself, word ons geestelik besoedel daardeur. Nou wil ek vir u sê vanmôre kerk. En jy kan nou maar vanmôre vir my sê net wat jy wil, maar die meeste van die keer bring ons hierdie oor onsself. Want ons luister nie, of ons hoor, maar ons luister nie. Want die woord van God sê so duidelik vir ons, elke stukkie riglyn staan in die woord van God opgeskryf. En as die Here vir jou sê, jy kan jouself maar vergewe, want ek, die hoogste gesag wat daar ooit kan wees, het jou reeds vergewe vir dit wat jy gedoen het. Waarom in die lewe sal jy aanhou met hierdie wrok in jou hart rondloop, as die hoogste gesag reeds vir jou vergifnis gegee deur die bloed van Jesus Christus? Dit is wanneer jy die deur oopmaak vir die vyand. As die vyand inkom, die woord van God sê, hy kom om te verwoes. Hy kom om te steel. Hy kom om moord te pleeg. En daarom kan ek vanmôre vir u sê, die meeste siektes wat ons mee sit, is oor onvergewensgesindheid. Omdat onvergewensgesindheid die grootste deur oopmaak vir die vyand, as wat jy ooit kan dink. Daarom is dit belangrik dat ons hoor wat die Here vir ons sê. Daarom wil ek vanmôre praat oor, ons almal verstaan die konsep van ek vergewe iemand wat iets teen my gedoen het, en ek vergewe, ek bid vir God vir vergifnis, en ek vra vir iemand, ter wie ek te nagekom het vir vergifnis, maar het ek myself al vergewe? Hebreërs 12 vers 15 sê, pas op dat niemand in die genade van God veragter, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word. God se woord sê vir ons dat Jesus ons met sy bloed gesuiwer. Dit beteken al jou sondes, alles wat jy gedoen het aan ander, as ook aan jouself, sê die skrif in Hebreërs. Hy het alles verwyder met sy bloedoffer. Maar as ons versuim om homself te vergewe, sê ons in ons eie wese dat God se woord eintlik 'n leuen is. Of God se woord is nie waar. Ek kan dit nie glo. Ons sê ek haat myself omdat ek hierdie of daardie gedoen het. Ek sal myself nooit daarvoor kan vergewe. Luister baie mooi. Wanneer God se woord van ons sê dat ons sonde gesuiwer is, of van ons verwyder is, wie is ons om te sê dat dit nog deel van my verlede is? Jy is in wese besig om die heilige woord van God tot leenaar te maak. Maar hoe kan ek myself vergewe? En kom ons kyk na 'n paar stappe wat jou sal help tot selfvergifnis. Stap nommer 1 is wees eerlik met jouself. Besef dat jy diep binne in jou hart nie gelukkig is met die persoon van jou verlede. Kerk, ek wil daar stop en ek wil vir u vra vanmôre, kan jy enige iets in jou verlede verander? Jy kan. Kan God iets in jou verlede verander? Nee. Niks. Dis verby. Dis water onder die brug. Moenie vashou aan dit. Ons kan die toekoms verander. Ons kan seker maak dat dit wat ek gedoen het, wat ek myself nou oorkruisig, nie weer gebeur. Dit is die belangrikste. Dus maak seker, dit waarvoor ek myself nie kan vergewe, dit wat ek gedoen het, wat myself seer gemaak het,
en waarvoor ek myself verkwalik al vir hierdie jare wat verby is, maak seker dat dit nie weer gebeur. Maar vergewe jouself. Vergewe jouself. Wees eerlik met jouself. As jy dit nie kan herken nie, vergeet maar daarvan om die wortel van jou probleem te behandel. Jy moet die probleem sien en erken voordat jy die oplossing kan toepas. As dit sou help, kan dit self nuttig wees om die dinge wat jy haat oor jou verlede op te skryf. Maak 'n lys van dit. Skryf dit neer. Begin dit een vir die Here te gee. Totdat jy dit alles gewerk. Totdat jy op 'n punt kom dat jy kan sê, ek myself nou vergewe vir alles wat ek verkeerd gedoen het in my lewe. Stap nommer 2, jy moet verstaan dat Jesus reeds die prys betaal. Die enigste manier waarop jy jouself kan bly verkwalik en jouself bly kruisig oor jou verlede, nadat Jesus jou skuld betaal het, is as jy nie die gawe van sy bloed, wat vir jou gegiet is, die gawe wat hy aan jou gegee het, aanvaar nie, beteken dit niks anders as jy verwerp die kruis van Jesus. Dink bietjie daaroor. As hy die skuld betaal het, maar jy bly dood eenvoudig die feit ontken, jouself bly verkwalik oor dinge van die verlede, wat doen jy? Jy verwerp die gave wat God aan jou gegee het. Jy moet aanvaar wat Jesus deur geloof vir jou gedoen het. Galasiërs 2 vers 16 sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Christus Jesus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig word. Nou as jy vanmôre hier sit, en jy kan vanmôre vir jouself sê, ek glo dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir my, dan behoort jy ook te kan sê, ek glo, ek staan vanmôre spierwit skoon gewas deur die bloed van Jesus, op elke vlak van my lewe. Met ander woorde, as God na jy kyk vanmôre en jy kan glo dat Jesus Christus se bloed jou sonde gesuiwer het, sien God jou vanmôre as iemand wat nog nooit gesondig het. Wow! Is dit nie wonderlik? Dink bietjie daaraan. Maar ek moet dit glo. Ek kan nie hier rondloop met onvergewensgesindheid of nog iets teen iemand het en dan nog iets teen myself hê. Nee. Wat beteken dit jy sê eintlik in jou eie wese dat Jesus se bloed beteken niks. Matteus 26:28 wat ons vanmôre gelees het, sê dat dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word vir die vergifnis van sonde. En as gevolg van hierdie kragtige werk van Christus vir ons aan die kruis, sê God se woorde vir ons om met vrymoedigheid na die troon van genade te kan kom en sy barmhartigheid te ontvang. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Die prys vir elkeen van ons se sondes is reeds betaal. Die dag toe Jesus homself aan die kruis geoffer het. Al wat jy nou moet doen, is ontvang dit en besef dat die bloed van Jesus elke sonde wat jy gehad het, van jou rekord af verwyder het. Nou moet jy jouself sien as vergewe en geregverdig. Met ander woorde, jy staan voor God met 'n spierwit kleed. Asof jy nog nooit gesien het. Die Bybel is baie duidelik wanneer dit vir ons sê dat hy bereid is om ons van alle ongeregtigheid te reinig.
as ons met ons mislukkings tot hom sal draai. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kerk, alle ongeregtigheid. Nie die helfte nie, alle ongeregtigheid. Met ander woorde, as ons kan glo vanmôre dat Jesus Christus se bloed reeds alles betaal het, beteken dit dat ons is gereinig en ons staan geregverdig voor God. Stap 3, laat die Heilige Gees toe om jou siel te genees. Hierdie is bitter belangrik, kerk. Ons moet, en dis hoekom dit vir my so belangrik is, dat ons 'n konnotasie met die Gees moet kom. Want die Gees is die sterkste mag wat hier onder ons is. Die Gees van God. Want dis die Gees van God wat vir jou sal sê, jy moet die vergeet nou van die. Want Jesus het klaar vergeet daarvan. Hoekom sal die woord van God sê, dat wanneer hy jou sondes vergewe, werp hy dit in die diepste van die see? Wie weet vanmôre, waar is die diepste, jy nou eendag gesê, sê, waar is die diepste wat hulle nou in die see kom, hoeveel kilos? 11,6, en hoe diep is dit nog? Baie diep. Met ander woorde, geen mens kan tot daar kom nie. Daar was nou so ruk terug, of op jaar of wat terug, 4 ouens wat gedink het hulle slim en in daai ou kiebeltjie gegaan het om by die Titanic uit te kom. Waar is hulle nou? Kort. As jy as mens met geen ruimtetuig of wat noem jy hierdie goed wat in die water submarines. As jy nie eens met 'n submarine tot daar kan kom nie. Dis hoekom God gesê, werp dit in die diepte van die see, wat niemand sal ooit weer daar kan kom. Niemand sal gaan kyk daar in die diepste van die see waar God Chris Joubert se sondes begrawe het. Eendag daar kan uitkom en sê, maar kyk, hier is nog 'n bietjie van sy sonde. Kom ek gaan vertel hom gou van dit. Dit kan nie. God sê, dink nooit weer aan. As hy nooit weer daaraan dink nie, hoekom moet ek daaraan dink? Hoekom wil die vyand my herinner aan my sondes? Want dis wat hy doen. Dis wat hy doen. Ons moet net glo. Ons moet die Gees gebruik wat God vir ons gegee het. Solank jy aanhou om iets teen jouself te hou, blokkeer jy die werk van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. En daardie area van jou verstand en lewe te betree en te genees. Moet jou hart oopmaak en toelaat dat die lig van Christus in die duisternis van jou siel kan skyn. Daarom is dit belangrik dat ons onsself totaal oorgee aan God en sy Gees en hom ook innooi in my hart in en te sê, kom Gees van God, maak skoon. Want net hy kan jou genees. Stap 4, begin om die nuwe skepsel van Christus in jouself raak te sien. Besef vanmôre, jy is dien gekoop deur die bloed van Jesus. Besef vanmôre dat die woord van God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Besef vanmôre dat die woord vir jou sê, alles werk mee ten goeie vir hulle wie God liefhet. Staan voor God asof ek nog nooit gesondig het. Dit is nie dat jy moet probeer vergeet wat gebeur het nie, maar met jouself ook nie elke dag daaraan herinner. Het belangrikste is om te sien en te weet dat jy deur die bloed van Jesus gesuiwer is. Jy moet jou foute en jou sondes van die verlede sien as ten volle betaal deur die werk van Christus vir jou wat hy in die kruis gedoen. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles
niet geword. Dis wat die woord van God vir ons sê. Al wat ons moet doen is vat hierdie woord, glo dit en verstaan dit. En dinge met hierdie perspektief te sien, verander alles. Moet jouself begin sien deur die bloed van Jesus. As die vyand my herinner aan my verlede, kom die Heilige Gees duidelik tevore en sê, jy moet weet dat jy rein en skoon gewas is. Glo dit, want jy dan alles af vir jou geloof. Ek wil jou graag aanmoedig om skrifte hardop te herhaal. En dit is inderdaad waar die krag lê van God en die gesproke belydenis van sy waarheid. Doen dit gereeld, en dan sal jy begin om jou verstand te vernuwe volgens die ware gevind in God se woord. Sê hierdie hardop vir jouself, sodat die vyand dit kan hoor, sodat jy dit kan hoor, en kan begin glo. Sê vir jouself, ek is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Alle dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. Sê vir jouself, wanneer ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig en sal hy my dit vergewe, ongeag watter soort ongeregtigheid ek mag hê om dit te maak. Sê vir jouself, ek sal myself lief hê en vergewe, soos wat Christus my vergewe het. Psalm 103:12 sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Sê vir jouself, my sondes is nie maar net bedek nie, maar dit is van my af verwyder, so ver van my afgeneem, dat daar geen manier is, dat dit meer deel van my lewe kan beskou word. Sê vir jouself, ek is gewas deur die bloed van Jesus Christus. Sê vir jouself, omdat die bloed van Christus vir my uitgestort is, staan ek voor God, soos 'n nuwe skepsel sonder enige sonde. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Sê vir jouself, ek kan nie geregverdig word deur werke van die wet of dade van geregtigheid nie, maar deur my geloof in die bloed van Jesus Christus. Sê vir jouself, omdat ek glo, is die geregtigheid van God op my. Sê vir jouself, die geregtigheid van God is op my, nie as gevolg van werke van die wet nie, maar deur die geloof in Jesus Christus en die genade van God. Ek het dit nie verdien nie, tog het hy dit vir my gegee. Ek ontvang dit deur geloof in Christus Jesus. Galasiërs 2:20 sê vir ons, ek is met Jesus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Sê vir jouself, die ou ek is gekruisig. En die ou mens is saam met Christus begrawe. Nou is my lewe in Christus, soos ek saam met hom tot lewe opgewek is. En nou is ek vry om in nuutheid van die lewe te wandel. Sê vir jouself, my hemelse Vader het gekies om my vorige sondes ter wille van hom te vergeet. Wanneer hy na my kyk, wil hy nie na my sondes kyk of my verlede kyk nie. Hy wil sy kosbare skepping sien, wat gekoop is en geregverdig is met die bloed van sy Seun, Jesus Christus. Hebreërs 9:14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Sê vir jouself, die bloed van Christus kan my gewete gesuiwer word van al hierdie dooie werke en van my vorige mislukkings, sodat ek die lewende God kan dien. Sê vir jouself, God het nie net gekies om my sondes te vergeet nie,
Maar hy wil ook hê dat ek dit moet vergeet. Hy wil hê ek moet met 'n opregte hart na hom toe kan kom en hom nader in volle sekerheid van geloof wat skoon besprinkel word van 'n bose gewete. Romeine 8 vers 1 sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Hoor mooi kyk, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar in die gees. Sê vir jouself, ek is in Christus Jesus. En daarom is ek vry van veroordeling. As jy jouself nie sien, soos God se woord jou sien, ontken dit die kragtige werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, toe hy namens ons gelei en gesterf het. Moenie toelaat dat dit nog 'n dag in jou lewe voorkom. Maar aanvaar die vrye gawe van God en begin om jouself te sien as hierdie nuwe skepping in Christus Jesus, wie se vorige mislukkings gekoop is met die kosbare bloed van Jesus Christus. Beteken dit nou, ek kan maar net aanhou sondig? Nee. Jy weet wat is reg en wat is verkeerd. Ons kan tog nie aanhou met dieselfde dinge nie. As jy weet wat verkeerd is, kry klaar met daai sonde. Want as jy bely voor Christus vir hierdie sonde, beteken dit ek is klaar met dit. Ek kan nie vanaand op my knie gaan en vir die Here sê, Here vergewe my, omdat ek my vrou gependelbied het, en môre aanslaan ek alweer nie. En dan wil ek nou maar weer gaan bid, Here, ek bely my sonde, vergewe my dat ek al gependelbied het. Nee. Kry klaar met dit wat verkeerd is. Bely jou sonde voor God. Vergewe jouself vir dit wat jy gedoen het. Begin die regte ding doen. Dis wat God van ons verwag. Ons kan nie aanhou met dieselfde ding, omdat ons nou weet God se vergifnis is daar. Dis nie hoe dit werk nie. As jy die persoon haat wie jy is, maar God se woord sê vir ons, dat jy 'n nuwe skepping is, wat skoon gewas is met die bloed van Christus, wie se verlede gekoop is met die werk wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Dit beteken dan jy haat na die nuwe skepping van Christus. Haat jy dan hierdie nuwe skepping wat God jou gemaak het? Of is jy nog steeds 'n sondaar wat redding nodig het? Is jy in Christus of nie? Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Gaan dit weer lees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Kan ons vanmôre 'n keuse maak en kies om eerder eer aan Jesus te gee vir dit wat hy vir ons gedoen het, toe hy homself geoffer het aan die kruis. Deur sy gawe te aanvaar met groot vreugde, begin om jouself as daardie nuwe skepping te sien wat Christus gemaak het die dag toe hy uitgeroep het, Tetelestai, is al jou sondes skoon gewas. Elke mislukking, elke fout wat jy begaan het in jou verlede, is reeds betaal voor deur die grootste opoffering wat daar ooit kon gemaak het. En dis toe Christus aan die kruis gesterf. Begin om jouself te sien deur die oë van Jesus Christus. Kyk na jouself soos Jesus na jou kyk. Soos hy jou sien. Op dieselfde manier wat jou hemelse Vader na jou kyk. Begin op daai manier na jouself te kyk. Kry klaar met hierdie onvergewensgesindheid teenoor jouself. Bid tot vergifnis en bely jou sondes. Vergewe die teen wie jy 'n wrok hou. Vra vergifnis vir die
wie jy leed aangedoen het. En laastens, onthou ook om jouself te vergewe. Want dis gewoonlik die laaste ding waaraan ons dink. Dis om onsself te vergewe. Dit sluit in al jou verkeerde besluite wat jy al ooit gemaak het in die lewe. Elke draai wat jy geloop het, wat nie in lyn met God se woord was. En met God se plan was. Want Jesus het reeds die prys vir ons betaal. God het hom as losprys gegee, sodat hy jou totaal kan vergewe. Vergewe ook dan nou jouself. Kom ons bid saam. Ons sê vir die Here dank. Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanmôre hierdie woord te kon bedien. En ek weet nie, Vader, of hier iemand sit vanmôre en of hier baie sit vanmôre wat steeds nog nie homself vergewe. Of dalk is daar nog iemand wat ek nie vergewe. Terwyl ons oë gesluit is en niemand rondkyk nie, bid ek dat U, Here, in die Gees vanmôre die vrymoedigheid sal gee vir elke een. Elke een wat nog sukkel met hierdie onvergewensgesindheid, of dit nou teenoor iemand anders is of teenoor myself is, dat jy net daar waar jy sit, net jou hand opsteek. En vir die Here sê, Here, daar is nog iets. Daar is nog iemand, of dit nou ek is, of dit iemand anders is. Dankie, Here, vir die hande wat opgaan, reg oor hierdie gehoor. Dankie vir die vrymoedigheid wat elkeen het, Here, om te erken dat ek sukkel nog met hierdie. En ek wil vanmôre bid, Here, en elke een wat sy hand opgesteek het, vanmôre voor die troon van God neersit. En vra, Here, help. Help vir ons, Here, om te release. Want is net U, Here, wat hierdie seer kan wegvat. As so bitter baie seer en smart en pyn in ons daaglikse lewens, en net U alleen kan hierdie wegvat, Here. En as U hierdie pyn wegvat, gaan dit soveel makliker wees vir ons om te release. Maar God wil hê ons moet vanmôre erken. Noem daardie persoon net in jou gedagtes, in jou naam, sy naam op in jou gedagtes. En release. Dankie, Here. Dankie vir vrymaking en losmaking. Dankie, Here, dat ons vanmôre hierdie binding breek, hierdie band breek van die vyand. Dat ons hier vanaf onsself sal sien as 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Wit gewas, skoon, spierwit, soos 'n wit laken, Here, wat deur die son gebak word op 'n wasgoedlyn. Spierwit staan ons elkeen vanmôre voor die troon van 'n lewende God, asof ek nog nooit gesondig het. Duur gekoop deur die bloed van Jesus. Skoon en suiwer gewas deur die bloed van Jesus. Halleluja. Dankie, Here. Dankie vir elke een wat vanmôre losgekom het, Here. Losgekom het van hierdie gevangene, hierdie boeie, hierdie kettinge van onvergewensgesindheid. Dankie, Here, dat elke keer wanneer ons weer dink aan hierdie persoon, of dink aan hierdie verlede, die foute wat ek gemaak het, ek myself sal herinner, Jesus paid it all. Jesus het reeds vir daardie foute van my betaal. Ek het nie nodig om ook daarvoor te betaal nie. Ek het nie die prys om daarvoor te betaal nie. Want die hoogste gesag wat daar ooit kon wees, was die prys. En sy naam is Jesus.
Sy naam is Jesus. Dis die naam bo elke naam. Die soetste naam. Wit gewas deur die bloed van Jesus. Help ons, Here. Help ons, Here, dat ons ooit onsself nie vergeet. Terwyl God ons reeds vergeet. Terwyl Jesus die prys betaal het met sy lewe. Dat ons sal ophou vaskyk aan ons verlede, en ophou vaskyk aan dit wat ons verkeerd gedoen het, en sal begin opkyk na die kruis waaraan Jesus gehang het, toe hy vir al hierdie foute en al hierdie dinge van my verlede reeds die prys betaal. Dankie vir losmaking en dankie vir vrymaking vanmôre, Here. Halleluja. Dankie, Jesus. Ek bid nou, Here, dat U elkeen van ons sal toemaak onder die bloed van Jesus. Dat U elkeen van ons sal sien, sal lei, sal behoed en bewaar. Dat U vir ons die nodige krag en wysheid en inspirasie sal gee, Here, om in Christus te bly en te wandel volgens sy woord. En elke keer wanneer die vyand my wil herinner aan die dinge van my verlede, ek met boldness na hom toe kan draai en sê, my Jesus, by die Lord. Jesus het reeds betaal daarvoor. Jesus het reeds betaal vir. Dankie, Here, dat ek vanmôre ook kan bid dat die Gees werklik waar die naprediker van die woord sal wees. En dat ons verhouding met God so sterk sal bou, dat die Gees werklik waar intiem in ons harte sal manifesteer, sodat ons oombliklik kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Dat ons sal gehoorsaam word aan die woord van God, sodat ons nie weer hoef te val in die strikke van die verbeelding. Maar dat ons sal weet, ek staan vanmôre voor God as 'n nuwe skepper. Nadat ek al my sondes bely, nadat ek myself vergewe het vanmôre, nadat ek elkeen vrygespreek het, staan ek vanmôre voor God, asof ek nog nooit gesondig het. Wat 'n voorreg, Here. Wat 'n eer. En ek gaan nie na die vyand my verder tuistel met my verlede en my foute nie. En Jesus het my skoon gewas met sy bloed. En dankie, en loof U, en prys U heilige naam. Amen en amen.